Hi, goeiemôre almal. Ek hoop dit gaan goed daar waar julle ook al is. Julle mense, vanoggend wil ek so 'n bietjie 'n storie bring van hoop. Ek dink ons kan doen daarmee, maar die boodskap is eintlik meer, dit gaan meer vir die mense wat altyd so sê ons as 'n volk, ons boervolk kan nie saam staan nie, nê. Almal hoor dit en dit is altyd interessant. As jy een van daai is wat dit sê, dan wonder ek van wie praat jy as jy praat van ons kan nie saam staan nie. Miskien is jy die probleem, miskien is jy die een wat nie kan saam staan nie, maar ek moet sê ek kan nogal kind of goed saam staan saam met eie mense, veral die mense wat die ideologie van Christendom en boervolk verstaan. Ek het nie 'n probleem om al te luister selfs nie. Anyway, dis nie belangrik nie. So 3-4 weke terug het ek die voorreg gehad om weer so 'n bietjie deur ons land te toer en ek is hier vanaf Bethlehem, Bloemfontein, Christiana, Hartswater, Boshoff, daai area gewees. En terwyl ek daar ry, veral so pad Boshoff toe onthou ek dat Oktober verlede jaar het ek 'n soortgelyke roete gedoen en toe ek af van Hartswater se kant af van 'n vriend van my af pad terug is, toe kry ek die nuus van die brande wat begin uitbreek daar. Dit was 'n vreeslike erge ding en julle sal onthou baie boere het hulle grond verloor en natuurlik baie vee ensovoorts. So in daai tyd toe ek nou by die Kaap as die on en uit in Haag aankom, toe maak ek kontak met 'n dame van Boshoff om uit te vind waar kan ons help. Jy weet, 'n vriend van my onderkant Eddie Hall, hy het 'n klomp brandblussers bymekaar gemaak. Gesê, Louis, ek weet nie wat weer mense stuur, maar ek het brandblussers en eventually het ons kontak gemaak met die regte mense en dis goeders opgestuur. Ek wil net sê ek het nie die stuurwerk gedoen. Ek is nie die skenker gewees nie. Eddie het dit self gedoen van hulle kant af wat fantasties is. Maar in elk geval, soos ek nou weer daarbo en ek dog maar ek het die dame nog nooit ontmoet nie. Ek wil net by haar draai gemaak en haar ontmoet. En ek kontak haar en sy sê vir my waar haar plaas is en ons kom daar aan. Op die plaas, maar soos ek by die plaas inry, op pad na die plaas, so is dit hierdie vreeslike hoë gras. Dit is nie meer groen nie, maar dit begin nou winter raak, maar ek moet daar's gras, daar's nie 'n teken dat er eers 'n brand was in 'n area nie. En uiteindelik kom ons by die plaashuis aan en toe ons daar staan, toe wys hy vir my tot waar het gebrand, reg rondom hierdie plaashuis het dit gebrand. Om die waarheid te sê, die bome waaronder ek gestaan het, as ek reg onthou, ek dink so olyfbome, ek is seker nie, was geskroei gewees. So vertel sy hoe hierdie vuur aangerol gekom het en ek gebruik haar woorde en hoe dit voor 'n huis amper 'n brander gemaak het wat gebreek het bo oor die huis. Hy het gebrand tot in die begin van die erf en hy het gespring, so ek sê die bome is geskroei en hy het gaan val aan die ander kant en het daar verder gebrand. Hoe wonderlik beskerm God sy mense, nê? En sover ek kyk, sê sy vir my, was dit swart, daar was niks oor gewees nie. En terwyl ons op staan, sê sy, maar sien jy hierdie kampie voor my, nou is nou 'n groot kamp daar, en ek weet nie hoe groot dit is, kom ons sê 300 by 200, ek dalk 100 by 100, ek weet nie, maar groot kamp vir my in elk geval. En sy sê, maar weet jy, na hierdie skade, toe staan hierdie kamp van onder tot bo, en van links na regs, vol veevoer, wat die boere aangestuur het. Oral oor die land het mense gesê, hier is boere in nood, en sy sê, maar en die goed staan, die boere kom haal, daar soveel as wil hê. Verstaan jy nou? Jy weet so, ons kan nie saam staan nie. Dalk het jy nie gehelp in daai proses nie, maar daar was ander mense wat bereid is om saam te staan en sê, ons sal hier so help. Wat nog mooier is, hy sê vir my, uit die finansiële ondersteuning wat hulle gekry het, mense wat skenkings gemaak het. En ek wil nie gou vir julle sê, daai skenkings het nie van ons vyand gekom nie, dit het uit ons volk gekom, die mense wat wel wil saam staan en sê hulle kan. En het hulle soveel geld ingevorder, dat hulle vir al die boere in die omgewing kon vervang. En ek dink is net Boshoff, ek weet nie hoe wyd dit gegaan het, maar in elk geval, dat hulle kon vervang dit wat hy verloor het. Soos hierdie ou 10 beeste verloor het, hulle gesê, al die beeste vervang, wil gesê, maar daar is vir 10.000 rand, ek weet nie eens wat kos 'n beest nie, ek dink dit is baie meer as dit uit die aard van die saak. Maar in elk geval, finansiëel het hierdie mense, is hulle vergoed. Nie uit hulle versekering nie, want boere het nie meer geld om goed te verseker nie. Uit die goedhartigheid van die medeboer, die mede-Afrikaner wat gesê het, ek sal saam staan, ek sal jou pyn vir jou ligter maak, ek sal die pyn vir jou dra. Is nie fantasties, nee? Nou wil ek vir een van die mooiste stories vertel wat toe uitgekom het. Sy sê, ou oom Bel van, ek dink is Karnavon, ek praat onkorreksie, maar is ook 'n plek waar dit moeilik gaan met die boere, dis droogte en so aan. En hy sê, meisie, ek het 10 oeye, is 10 of 20, ek kan nie onthou nie. Hy sê, ek wil dit vir jou opstuur, want daar is dalk 'n boer wat sy kudde verloor het, en ek kan begin met hierdie 10 oeye. Sien jy hoe staan mense saam? Hierdie oom het die 10 teen self nie breed nie, maar hy sê, man, as ek 'n ander man kan help, dan doen ek dit, dan stuur ek dit. So ek wil net vir julle sê, mense, ons kan saam staan. Natuurlik, verskil ons van mekaar. Wys my hoeveel mense dink presies dieselfde.
Ons sal verskil vir mekaar, dis wat ons so divers maak. Diversiteit is eintlik wat die eenheid bring. Klink baie snaaks, maar daai kragtige tou, nê. Hulle sê as jy een toutjie het, dan help dit niks as jy 3 toue vleg, dan jy 'n sterk tou. So laat ons verskil op ons eie maniere, maar wanneer dit ernstig is, dan staan ons saam. Weet jy, as jy teruggaan na Bloedrivier toe, wat het daar gebeur? Kan jy onthou? Ons het Bloukrans gehad, ons al die dinge gehad, Dingaan het effektief hulle vermoor en alles. En toe hierdie boere begin saamtrek, het hulle in verskillende rigtings getrek, maar toe Andries Pretorius hoor, dat daar's moeilikheid by die manne in Bloedrivier wat in Natal was, toe draai die ou sy wa om en hy sê, ek gaan help daai mense. En vandag kan ons 'n gelofte dag vier, en ons kan met trots terugkyk na wat by Bloedrivier gebeur het. Want 'n boer het gesê, al het ek hierdie kant toe getrek, as jy nood daar is, staan ek saam met my volk, en ek gaan uit my pad uit om hulle te gaan help. Mense, kom ons vergeet van hierdie onderlinge stories. Elke ou dink hy slim as hy op Facebook kan post, ja, ons kan nie saam staan nie. Mense, jy's een van 2 goed in hierdie lewe. Jy's deel van die oplossing of jy's deel van die probleem. As jy sê jy kan nie saam staan nie, wel, dan staan jy buitekant die kraal, want dan is jy die probleem. Jy weet, ons is werklik weer op pad na 'n punt toe waar ek dink dat hierdie nasie, hierdie volk van ons weer gaan begin laar trek, nê. Dis hoogtyd dat ons begin laar trek. En ek wil vir julle soos hy tyd sê ver nie. En wat wil ek binne my laar hê? Mense, ek wil nie baie hê nie. Ek wil hierdie ding hê. Wag, ek hom net gou skryf. Ek wil hierdie boek, wil ek daai, myne lyk wel stikkend, maar dis hom wat ek al wil hê. Ek soek die woord van God binne in my kraal. Ek soek die taal van God binne my kraal. Dis maar nie die voorreg wat jy het om te bid. Ek sê altyd, daar's mense wat in tale kan bid, ek kan nie. Ek maar lyk my 'n gewone Afrikaanse laaitjie. Ek praat met die Here Afrikaans vir wie wat hy like my. Hy verstaan my, hy hoor my en hy antwoord my. So jou ons moet net die voorreg wat jy het, ek wil kan bid. Ek soek my familie daar binnekant. Ek soek my kultuur. Die Afrikaanse kultuur soek ek daar, so die tradisies waarmee ons groot geword het, hulle moet binne die laar kom. Jy sien, binne die laar sit jy dit waaroor die ernstig is en dit wat jy wil beskerm. En dit wat buite die laar is, daarteen veg jy. Aan die buitekant is die vyand op wat besig is om ons te omring. Nie die eerste keer nie. So ons het geen vrees, want ons weet wie saam met ons aan die binnekant is. Ons weet wie gee die oorwinning. Maar ek wil vir julle so sê, wat bring ons by mekaar? Julle wat sê julle nie kan saam staan nie, die woord van God bring ons mekaar. Dit het hierdie volk gelei, dit het hierdie volk gebou, en dit maak vir ons sterk. So my vraag is weer eens, wil jy nou vir my sê, dat volk kies vir, God kies vir 'n volk, en hy sê, maar hierdie mense sal nooit kan saam staan nie? Dit werk nie so nie, ons kan dit doen. Maar ek wil ook vir julle so sê, as jy gedink dat jy wat jy alles in binnekant van hierdie laar wil inbring, en jy dink in jou Mercedes, en jou Porsche, en jou fancy goeders, mense, daar is nie plek vir dit nie. Daar is nie plek vir dit nie. Daar is plek vir die wat 'n nuwe Suid-Afrika wil skep. 'n Afrika wat gelei word, 'n Suid-Afrika wat gelei word deur die woord van God. So die onlangs storie kort te maak, mense, wil ek net vir julle sê, as jy sê jy kan nie saam staan nie, dan jok jy vir jouself. Want ek weet hoe hierdie volk in die verlede saamgestaan het. Ek het dit nou gesien hier so aan die kant by Boshoff, of nie nou nie in 'n paar maande terug. Ek het maar die stories nou gehoor. Ek het gesien hoe mense saam staan wanneer die nood daar is. Die nood is op ons deursoep op hierdie stadium. En ons sal staan, en ek sal vir nog 'n ding sê, wanneer God kom, en hy rig 'n leier op, wat hy wil hê, hierdie volk moet lei, dan sal ons outomaties aangetrek word, dit sal so magneet wees. Sorg jy net dat jy ingezoun is op die woord van God, dat jy ingezoun is en Jesus in jou hart het, en dan sal jy sien, hoe trek daai nuwe leier, wie hy ook al mag wees, ons almal saam tot 'n eenheid. Ons kan saam staan. Ons het dit voorheen gedoen. En oor 'n paar jaar, ek weet nie hoe lank nie, gaan ons almal sê, "Jessie, né? Waar is daai ouens nou wat sê ons nie kan saam staan nie?" Mense, lief vir julle. Ek is lief vir hierdie volk. Ek is lief vir my taal. Ek is lief vir my kultuur en ek is lief vir my God. En ek vertrou slegs op hom om ons by mekaar te bring. Die neeseers, julle gaan ons mis. Lief vir julle. Bye bye.